Seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, waar u weer saam met my, Andries Besuit, nou kuier, en ons verder gaan met Apostel John se getuienis, waardeur die Here hom uitgehaal het. Daar diep het die Here hom uitgehaal. En vandag is dit weer eens so groot voorreg, dat julle saam met ons kuier. Apostel John, weer eens dankie. Dankie dat jy vir ons verder kan vertel van wie en wat die Here in jou lewe is. Ek wil jy moet begin, jy het toe jy nou werklik die Here begin gedien het, begin dien, diensbaar begin word het. Het jy 'n boek, die eerste boek wat jy geskryf het, gaan oor? Breaking the Chains of a Father's Legacy. Nou ek wil jou, dit het jy geskryf as gevolg van jou lewens, wat jy deurgegaan het, jou lewensverhaal kan ek sê. Ja, ek het eintlik die boek geskryf, omdat ek nie 'n fisiese vader in my lewe gehad het nie. En ek het gesien wat het maak en gedoen het aan my as persoon, en ek sien het daagliks wat het doen aan jong seuns en jong dokters daar buite. En dis hoekom die gedagte by my opgekom het, en die Here, die krag en die hulp van die Here het ek die boek geskryf, en die boek is gepublish. Prys die naam van die Here. Ons sou nou die launch gedoen het, maar dit was in winter, so ek het uitgestel tot in somermaand, waar ons die launch gaan doen. Die boek gaan basies oor my lewe, en wat het doen as daar nie 'n vader teenwoordig is in 'n kind se lewe nie. Ek glo dat elke kind verdien om sy daddy in sy lewe te hê. Met dit gesê, ek het ook nog kinders. En 2 van hulle is nie in my lewe nie. En dit is 'n besluit nie van my af nie. Dit is 'n besluit wat hulle geneem het, om nie met my te wil te worry of associeer nie. Ek het my oudste seun, hy is in my lewe, ek is nou 'n oupa. Sure. Hy is getroud, ek het die voorreg gehad om hulle te seën op hulle troudag. So, dis 'n besluit op hulle self. Ek wil graag daar wees. Ek het al hoeveel keer uitgereik om daar te wees. Het laat net vir 'n week of 2 of 'n maand of 2, en dan is dit weer goed. My oudste seun is in my lewe, ek het die voorreg gehad om hulle in te huldig op hulle troudag. Soos ek sê, ek is nou oupa. Ek is baie trots op dit. En weet jy wat eintlik die naam is vir my? Deur die feit, toe ek die Here aanneem, to break die generation curse. En dis hoekom my seun het opgegroei in die facility wat ek betrokke gewees het. En hy het nooit eens gedink om 'n bende te raak nie. Daar was al hoeveel keer vir hom gesê om te kom, om my plek vol te staan. Maar die feit dat ek die Here dien, het die generasie kus het gebreek. So daar is 'n manier hoe ons die generational curses kan breek oor ons kinders se lewens, as ons net reg maak met die hemelse Vader. Halleluja. So die boek
is gepublish, is op Amazon. En ek is besig om die boeklaunch te reël. En daar sal die boeke dan beskikbaar is om te koop. Ja, so. Jy het ook 'n program geskryf wat ek amper sê link met die boek. Yes, die program wat ek geskryf het is geïnspireer deur die boek Breaking the Chains of a Fatherless Legacy. En die program wat ek geskryf het is Breaking Chains Boys Academy. Dat is vir jong seuns waar ek wil met jong seuns werk. So it's a counseling. Het gaan oor counseling. Het gaan oor inskerp. En het gaan vir my om 'n vaderfiguur in daai jong seuns se lewe te wees. Ook om vir hulle te encourage dat die dinge daar buite gaan vir jou vat op 'n plek waar jy later sal besef, maar ek het nie gebudget vir die nie. Ek het die was nie in my beplanning nie. En die dinge daar buite sal jou so ver vat, dat jy agter tralies sal sit eendag. So, is beter nou dat ons as manne opstaan en 'n verskil maak in ander jong seuns se lewens, om hulle te wys wat die regte manier is om jou lewe te lei. Bekering is nie 'n boring saakie. Om by die Here te wees is nie 'n boring saakie. Jy kan jou geniet. Daar is maniere hoe jy kan vir jou geniet as 'n jong man. As ek dit moet gebeur het 'n klomp jare terug, dan was my lewe heel verskillend. Maar wat ek ook besef, dat ek moes deur al die vure gaan. Ek moes deur al die storms en alles moet ek gaan om my testimony daar buite te sit vir iemand wat sy lewe radikaal verander sal word deur die Here Jesus Christus. Amen. My Boeta, Apostel John, nou wil ek jou vra, daartoe iets anders in jou lewe ook gebeur. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek het in die vorige episode gepraat van ek het weer afvallig geraak en ek het my vrou Jaal gegee. Wat toe gebeur het in 2017, het ek so laag en teruggedaal, dat ek die grootste merchant se drugs vervoer het uit die Kaap uit na Wolseley en Wellington. En een Vrydag nag kom ek terug uit Wolseley uit. En ek kan vir u sê, ek is hoog gedruk. En ek kry 'n papbill en gaan by die garage in. En toe ek daar is middernag, die 4de Februarie 2017. En ek is daar besig en daar is niemand by die garage en 'n SUV trek haar op. En in die SUV is 10 man. En ek ken van die mense. En die is mense wat ek gebeklei het vir jare in my bende aktiwiteiteskap. En hulle vind toe die revenge kaart. En hulle ran my toe aan, hulle slaan my met 'n byl vierkantig in my kop hierso. Die 4 vingers was binne in daai gat aan die kant van my kop, dis hoekom ek die kant verlam is. En hulle ry 3 keer oor my. Hulle ry 3 keer oor my met daai SUV en die 3de keer wat hulle oor my ry, dis hoekom die skaars is hierso. En die 3de keer hak my kop vas in iets onder die kar en ek is vas daar aan my kop en hulle sleep my
en hulle los my dood. Die ambulance het gekom, die wit lappe was oor my, prys die naam van die Here. En weet jy wat, al my ribbes was gebreek, al my ribbes was gebreek. Ek verloor my een long, waar al die ribbes gestiek was, en by die mortuary roep die Here my op my naam. Die Here roep my op my naam om vir hom 'n apostel te wees. Om vir mense te sê van sy reddende hand. En ek dink ek gaan in 'n koma. En ek experience 'n out-of-body experience, waar ek buite my liggaam is en sien wat met my gebeur het. En dit het vir 'n lang tyd aangegaan in die koma. Prys die naam van die Here. En in die koma is ek by 'n plek weggevoer, in 'n plek, 'n donker plek. 'n donker plek waar ek net ruik van brand en ek sien die vlamme, ek hoor die geween en die gekregs van tande. En ek is in die plek en ek is bang. En weet jy, God vat my in hierdie plekke. En die laaste plek wat ek opeindig is 'n plek wat net wit is. Net wit lig. En ek staan en trou met 'n wit lig. Staan en trou ek met 'n wit lig en 'n ring word in my vinger gedruk met 'n rooi steen. Ag, Here. En ek verstaan nie wat gebeur nie. Ek weet nie eintlik wat ek is nie. Maar oral wat ek is ek in vrees. En later van tyd, soos die jare gegaan het ek besef dat ek getrou was met God se Heilige Gees. Halleluja. O, Here. Prys die naam van die Here. En na 'n tyd kom ek uit daai koma uit. Hoe lank was jy in die Het was om en by 3 tot 4 weke. Maar ek het iets gebeleef in daai tyd. En hulle sê vir my vrou, na 'n tyd, dat hulle moet kom met my familie om die masjiene af te sit. Because die dokters, hulle gee hoop op. En vir my vrou sê, vir hulle gee die man 'n kans. Net daai gee die man 'n kans, is geloof. En daai geloof red my. Ek was soos 'n vegetable. Hulle het gesê, hy gaan nog niks meer kan doen, niks kan hy doen nie. Hy sal nie weer dieselfde wees nie. Wow, Here. Van ek is, hulle het gesien, wat ek is verlam. Ek lê net daar, maar die Here kom, Maar die Here. en hy lig my op. En ek was verlang in 'n rolstoel. Hulle boek my eers, boek hulle my na 'n paar maande, boek hulle my in die hospitaal, boek hulle my in Life Isidimeni. En ek is vir 8 weke in Life Isidimeni en niks gebeur nie. Ek is in die rolstoel. Hulle besig met my spraak, ek kon nie praat nie. My spraak was heeltemal weg. En ek kry 'n episode. Daai keer kry ek 'n epilepsie aanval. Because van die nok in my kop. En hulle vat my weer hospitaal toe. En ek is weer in die hospitaal vir 3 weke. Na die 3 weke boek hulle my weer in 'n rehab. Aquarius Rehab in Mitchells Plain Lentegeur. En daar
kom 'n bietjie progress met my spraak, maar niks hierso nie. En die 8 weke is verby en hulle sê van my vrou, ek moet huis toe gaan. En my spraak is nou 'n bietjie geherstel. En ek sê van, nee, ek wil nog 2 weke bly. Sê van, ek wil nog 2 weke bly. En sy praat met hulle en hulle stem toe in. En sy is weg huis toe. In die 2 weke beleef ek iets. In die 2 weke beleef ek iets besonders. En in die eerste week kry ek 'n droom. En ek droom, prys die naam van die Here, ek droom, ek is op 'n plek en die stem praat met my en die stem sê vir my dat ek moet die mense vergewe en ek moet hulle vrymaak. En ek verstaan nie, ek laat hulle vir Pastor Samuels inroep, ek verduidelik en ek kry toe my antwoord en weer kry ek dieselfde droom. Maar die keer is die droom different. Hy sê vir my, die stem sê vir my, ek moet hulle vergewe, ek moet hulle vrysit en in 3 dae sal hy vir my wys wat hy vir my kan doen. Wow. Ja, Here. En in my binneste, Pastor, is ek klaar 'n besluit gemaak. As ek hier uitgaan, dan gaan ek my bloed gaan optel. ek gaan weer terug. Daar by my mense, van my bloed moet opgetel word. Dit is baie bloed wat daar geleer het. Daai is my made up mind. En ek vind dit swaar om te doen wat die stem vir my sê. En die oggend breek ek net af. Ek breek af en ek wil selfmoord pleeg. Ek wil selfmoord pleeg in die hospitaal en hulle bel my vrou en sy kom en sy bel vir Pastor Samuels en hulle almal kom en hulle bid vir my, hulle bring vir my nagmaal, hulle bedien my. Toe hulle huis toe is ek kalm en ek begin te bid en ek vergewe die mense in my gebed en ek sit hulle vry in die gebed en die dag gaan aan. Ek kry 'n droom 'n dag later. Ek droom ek is hardloop en ek is moeg en ek is dors. Ek droom ek is dors en ek drink die water. Maar toe ek regtig wakker skrik, toe staan ek by die basin, so 7 meter van my kooi af is 'n basin. Toe staan ek by die basin en drink water. Hoe het ek daar gekom het? Die reistool staan langs die kooi. Ek weet nie hoe het ek daar gekom het nie. En die Here red my, die Here gee vir my bene terug, daai môre, omdat hy vir my gesê het, vergewe hulle, sit hulle vry en na 3 dae sou ek vir jou wys wat ek vir jou kan doen. En dis hoe ek vandag nog prys die naam van die Here. Ek is nog altyd op die operasietafel van die Here en ek was nog altyd op die operasietafel van die Here. My spraak is geherstel ten volle. Ek loop nie, ek het 2 keries gehad. My 1 keer het 5 pote gehad. Die ander keer het 4 pote gehad. Ek moet met die keries geloop het van 'n stable. Ek loop sonder niks. Halleluja. Ek gaan steep plekke op. Daar is 'n plekkie tussen Oudtshoorn en de Rus. Is so berg op, dan ga jy berg afkom. Daar is 'n dam daar en ek gaan met die manne van die Here
En hulle sê, hulle gaan nou hier op. En ek sê, hier, ek kan nie haar op nie. En hulle sê vir my, moenie sê, kan jy nie. Probeer. En weet jy, ek het daar opgegaan. En afgegaan. Ek het daar gaan swem in die dam. In die berg. En ek het weer op en af gegaan. Dis wat die Here kan doen. Amen, halleluja. So, het maak nie saak of jy rolstoel vasgevangen is vanoggend of vanaand as jy hierdie program kyk, wil ek vir jou sê, het maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ek ken 'n Here Halleluja. wat jou omstandighede kan verander. Ek ken 'n God wat vir jou vandag uit jou rolstoel uit sal vat. Al wat jy moet doen, is jy moet glo. Halleluja. En soos jy glo, so sal dit wees. Wow. Amen. Een ding wat ons moet realize, om werklik waar en werklikheid die genade van die Here te beleef in jou omstandighede, is jy moet eers gehoorsaam raak aan die stem van die Here. Amen. Somtyds is ons so ongehoorsaam. Iemand kom na jou toe en hy sê vir jou, doen die. Dan sê jy, nee man, wat weet jy wat ek moet doen? Maar die Here het daai persoon gestuur om vir jou te sê, doen die. Ja. Maar omdat jy nie die stem van die Here kan recognize nie, sal dit nie met jou gebeur nie. Jou wonderwerk is daar. Jou wonderwerk is voor jou. Maar omdat jy nie die stem van die Here kan recognize nie, omdat jy nie in gehoorsaamheid wandel nie, sal jou miracle, jou wonderwerk nooit geskied nie. Weet jy my Boeta, Apostel John, as hy so praat, dan besef ek net weer eens, aanhou bid. Ons moet aanhou bid, sê die woord van die Here. Yes. En so baie keer bid ons, dan Pastoor Clemens is lief om 'n ding te sê, hy sê die Here sê een van drie, of nee, of ja, of wag 'n bietjie. En ons wil altyd so maklik net ja hoor. Maar die oomblik as jy bid, wag op 'n antwoord. Moenie jou eie plan maak soos Abraham nie. Want dit is wat gebeur het. Dit is so belangrik, as ek so luister na my Boeta John, Apostel John, jy verstaan nie, vir my inspireer jy bemoedig my en jy stig my, want vir my gaan dit oor, ek weet die Here is getrou, en ek weet hoe meer tyd ek met God spandeer, hoe nader gaan ek aan hom beweeg, en nie een van ons kan sê, ons is nou op die plek, en ons is nou reg nie. Ons het nodig om elke dag te bely dat God in beheer is, en dat ons God nodig het, en ons het nodig om te bely, Here, vergewe ons, vir dit wat ons kwaad geword het, vir dit wat ons verkeerd gesê het, en tot vir dinge wat ons moes doen, wat ons nie gedoen het. Weet, ons het Sondag die boodskap gekry, en ek het so vinnig vir Megan gesê vanmôre, sy moet nie dit vergeet nie, maar ja, weet, dit is so maklik dat ons oor sonde praat, maar ons vergeet oor daai gedeelte, dat dit wat jy kan doen, wat jy nie doen nie, is sonde. Daar waar jy mense kan help, en jy doen dit nie, is 'n sonde voor God. My Boeta, die Here seën jou, die Here prys jou, vir dit wat jy besig is mee, en die Here is, man, ek glo die engele jubel en juig, met waarmee jy besig is vir die Here. Amen. En ons bid werklik die seën van die Here oor jou. Ek gaan die groet, terwyl ek hierdie Boeta vir my se hand so vashou, gaan ek saam met julle bid vanmôre, en ons gaan vir elke ene opdra aan die hemelse koning. Abba Vader, Jesus, wat 'n voorreg. Here, wat 'n voorreg het ons om as u kinders genoem te kan word. Yes, my Lord. Here, wat 'n voorreg het ons om diensbaar te wees in die koninkryk, in die akker te werk, Here. Jesus. Here, jou gesegde in die Engels sê,
We ain't seen nothing yet. Yes, Lord. Here, en ek spreek dit oor my boeties, my In die naam sissies, van die oor Here Apostel Jesus. John, oor sy bediening, oor sy familie, naam oor sy van die Here gesin, Jesus. Here, oor sy geestelike familie. Yes, Lord. Here, die kykers daar buite, Here, spreek ons die seën van die Die Here seën oor hulle, van die Here. Here, ons roep uit en ons sê, my Jesus God, Christus. gee U die opdrag aan die engele om ons paaie gelyk te maak, Yes, Here. Lord. Here, ons pleit elke een onder die In the bloed van ons name Here of Jesus Jesus Christus. Here, ons dank U dat Baie Julle sal dankie, elkeen Here. sal omring met die Heilige Gees vuur. Here, dat ons net Yes, my werklik Lord. bemoeienis met U sal maak. 'n Verhouding met U die sal naam groei, van die Here. Here Dat ons 'n Jesus. groot boom sal wees in Jesus naam. Yes, Lord. Here, seën ons, gebruik ons. In die naam Lei van die ons, Here. Here. Geef ons kennis, geef ons wysheid, Here. In die naam van God die Vader, Jesus. Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. In die naam van die Amen. Here Amen. Jesus. Dankie, Amen. Here. Halleluja. Amen. Prys die Here. Oh, hier